Vriende, dis lekker om met jou te praat hier uit Mamasbury. Jy wonder seker wat se kettinge is hier om my hande nou gedraai. Dis alles om iets vir jou te demonstreer, want daar mag geen kettinge om jou hande wees en om my hande wat ons sukses verhinder nie. En ek praat met jou oor sleutels tot sukses. En kettinge moet gebreek word. Break every chain. Kettinge moet gebreek word. Die derde sleutel tot sukses. Die eerste twee is natuurlik daar op my YouTube bladsy. Jy kan hulle daar gaan kyk. Kyk vir die eerste en kyk vir die tweede een, maar hierdie sleutel gaan spesifiek oor bely. Erken teenoor God jou foute, want dit is skrikwekkend oor hoeveel suksesvolle mense, eintlik suksesvolle mense, gebind is deur kettinge, en daardie kettinge maak dat hulle nie die suksesse kan bereik nie. Kan ek die woord gebruik smart mense? Kan ek die woord gebruik goeie, intellektuele, eintlik gawe mense wat gebind is en nooit hulle potensiaal in Christus bereik nie. En ek en jy mag nie daardie mense wees wat met kettinge gebind is nie. Ons sal dit nie wees nie. En om te bely die foute wat ons gemaak het. Jy weet, en ek wil met jou spesifiek praat oor 'n fout wat 'n mens bind, en baie mense weet nie dat hierdie fout hulle bind nie. Hierdie fout se naam is eintlik om ander seer te maak. Om mense te na te kom met jou woorde, om mense seer te maak, en dalk kom jy dit nie agter nie, want jy het 'n sekere manier van doen, en sekere gedagtes oor hoe dinge gedoen moet word, en in die proses dwing jy jou manier op ander mense af, en jou manier maak dat hulle nie gelukkig is nie. Miskien is jy geïrriteerd gewees, en nou sê jy iets, en jy besef nie dat dit draai 'n ketting om jou hande nie. Jy sien, wie suksesvol moet wees met sy tong bewaar. As jy suksesvol wil wees met jou tong bewaar, woorde is oneindig magtiger as swaarde of gewere. Jy sien, 'n swaard wond die siel. Nee, ek sê verkeerd, 'n swaard wond die liggaam. 'n Swaard wond die liggaam, 'n swaard maak mense dood, maar woorde maak die siel dood. En dit benadeel 'n mens se gesondheid ook. Soos woorde kan al twee seer maak. Woorde vernietig liggaam en siel. Die siel van die spreker word meer vernietig sonder dat hy dit weet as die hoorder. Ja, meer word die spreker vernietig sonder dat hy weet. Sy woorde maak dat hy iemand seer maak. Sy woorde maak dat hy iemand 'n harde woord toesnou. Sy woorde maak dat iemand iets sê, en dit word as 'n ketting om sy hande gedraai, stelselmatig beland hy in die web van 'n spinnerak, en hy kan nie help om vasgevang te word nie. Nou my boodskap vir vanaand, vir vandag, my boodskap vir vandag is, hoe gaan jy daai kettings van jou arms afkry? Ons het ons almal al mense seer gemaak of te nagekom, en vandag is dit die dag vir jou om deur te breek. Hierdie kettings moet afgehaal word, en daar is een manier, en dis die sleutel tot sukses wat ek vandag met jou gaan deel, en sy naam is bely. Bely julle misdade. Wat gaan ons nou omtrent hierdie saak doen? Bely jou misdade. Nou kom ek lees vir jou daar in Petrus hoofstuk 3, 1 Petrus 3 vers 10. Hy sê, want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien. Dis mos wat ons wil hê, ons soek sukses. En ek praat met jou oor die derde sleutel tot sukses. Wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Maar nou is daar kettings om ons hande, ons kan nie die lewe lief hê en sukses sien nie, maar ons kan tog, en ek gaan vir jou daai sleutel gee vandag, deur te bely. Wat moet ons bely? Wat moet ons nou doen? Ons moet bely. Woorde wat ander seer maak, bind, het ek net nou gesê, die spreker meer as die hoorder, en dit bind hom met kettings en slotte. En hierdie vers het ek gesê, as jy die lewe wil lief hê, moet jy jou tong bewaar. Nog 'n vers in dieselfde 1 Petrus hoofstuk 3 sê so, hy sê net so moet julle manne verstandig met die vrouelike geslag saamlewe, en aan hulle as die swakkere eer bewys, omdat hulle mede-erfgename is, sodat julle gebede nie verhinder word nie. Met ander woorde, as jy iemand nie eervol behandel nie, as jy nie respek aan hom behandel nie, hy is dalk swakker of laer in aansien as jy, in die fisiese, maak nie saak nie, omdat jy nie eerbied het nie,
gaan jou gebede nie beantwoord word nie, en wat se ketting is dit wat om mense se siele gedraai is, stelselmatig in die spinnerak, in die web van 'n spinnekop vasgedraai, en dit kan nie geduld word nie, want jy het so baie potensiaal, maar gebind in 'n spinnerak, daai goggaatjie wat gebind is, kan dalk die beste goggaatjie onder die goggaatjies wees, maar hy's gebind, en dalk is jy die mees ideale, potensiële, suksesvolle kandidaat vir 'n wonderwerk, maar jy is gebind, jou gebede word nie beantwoord nie, omdat jy ander mense nie geëer het met jou woorde nie. Sommige net so 'n lelike vrou vir jou woord vir jou lewensmaat gesê, sommige net so kort af hier gewees en daar gewees. Hierdie dinge, vriende, het 'n manier om jou in te haal, maar daar is ook 'n manier om die kettings te breek. En daardie manier se naam is vandag se sleutel. Die derde sleutel tot sukses is bely. Bely. En ek gaan probeer blaai in my Bybel, 1 Johannes hoofstuk 2. 1 Johannes 2, nee, hy is hierdie kant toe. 1 Johannes hoofstuk 2. Dit is maar moeilik om so te blaai. Hoofstuk 2 sê, my kinders, hoofstuk 2 vers 1, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Vriende, ons moet nie mekaar seer maak nie, ons moet nie kortaf met mekaar wees nie. Ek skryf hierdie dinge dat julle nie moet sondig nie, maar as iemand gesondig het, want jy weet, ons sondig, ons almal dikwels, ons maak almal foute. As iemand gesondig het, waarom het Johannes hierdie brief geskryf? Ons moenie sondig nie, maar as jy gesondig het, want God weet in sy almag, dat ons wel foute en oortredings en sonde doen. As iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, en hierdie voorspraak beteken eintlik advokaat in ons moderne Afrikaans, Parakletos. Ons het 'n advokaat by die Vader, sy naam is Jesus. As iemand gesondig het, God het geweet jy gaan oortree, en toe gee hy jou 'n sleutel, en hier het ek 'n bossie sleutels, toe gee hy jou 'n sleutel, en ons is vandag al by die derde sleutel. Toe gee hy jou 'n sleutel hoe om hierdie ketting los te maak. Ja, los te maak, sodat jy suksesvol kan wees, vry kan wees. Ja, ons het so 'n voorspraak, naamlik Jesus Christus, die advokaat. Soos wanneer ons begin bely, dan sê die advokaat, vergewe hom sy sondes, vergewe hom, spreek hom vry, want ek het vir hom betaal aan die kruis van Golgotha. Ons het in hierdie week 'n insident in ons dorp gehad, by die plaaslike korrektiewe dienste, waarin na bewering 70 gevangenisse die korrektiewe dienste personeel oorrompel het, en hulle het ontsnap. 70 het ontsnap. Hulle het weggekom, en hulle het die personeel oorrompel, en hulle het die sleutels van die personeel gevat, en haastig na die verskillende plekke gegaan, uitgekom, en in die dorp is hulle in die dorp, en die polisie en verskillende afdelings van die geregtelike dienaars het hierdie 70 gejag, en wat ek laas gehoor het, hoe korrek het is, op 'n stadium het gehoor, nog net 9 is uit, binne 2 dae, of 1 dag is nog net 9 buite, en daarna het ek gehoor dat nog meer gevangenes, hoe waar dit is, dat daar net 3 nog op vrye voet is, en miskien is almal teen die tyd al gevang, maar hulle het probeer uitkom met sleutels, en hulle het mense oorrompel. Vriende, jy kan uit jou kettings uitkom, en sonder om vreeslike wrede goed te doen, jy hoef nie op mense te trap nie. Hulle het die personeel van die korrektiewe dienste aangeval, van hulle het hulle geslaan, hulle het die personeel aangeramp om die sleutels te kry. Jy hoef nie geen mens op om te trap vir sukses in jou lewe nie. Jy hoef geen mens leed aan te doen vir sukses nie. God het klaar betaal, en hy het jou 'n metode gegee, en daardie metode se naam is bely. Erken jou foute teenoor God, en hy skryf jou foute af, en sal jou lei na geluk en na sukses, want hy het vir jou foute betaal. Hy het daarvoor betaal. Belydenis met 'n gebroke hart. As jy maar vandag weet dat die kere wat jy jou lewensmaat, of jou kinders, of jou familie, of dalk 'n werkskollega te nagekom het, dis daardie kere wat jou gebind het en verhinder dat jy jou sukses kan behaal. Want hierdie vers sê, ek skryf hierdie brief, dat julle nie moet sondig nie, maar as julle gesondig het, het ons nie almal al foute gemaak, as jy gesondig het, ons het 'n voorspraak, ons het 'n advokaat wat bereid is om vir jou op te staan, in die howe van die hemele, en jou vryspraak te bewerkstellig. Hierdie sleutel se naam is belydenis,
En die snaaks nie, maar net 'n paar verse voor hierdie, 2 verse voor hierdie vers het ek gelees het, 1 Johannes, hoofstuk 1 vers 9, as ons sondes bely, hier is ons vers, bely, as ons sondes bely, hier is ons sleutel waaroor ek praat, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Jy weet nie dat daar die armoede jou huis slaan dalk, omdat jy gebind is, nie omdat God jou bind nie, God gee jou die sleutels, hy het op die kruis betaal, maar jy weet, in die geesteswêreld is daar bindinge op jou lewe, dalk is daar die krisisbindinge, en God wil jou vrymaak vandag, hy wil jou na 'n hoër vlak van sukses en oorwinning vat. Ag my vriend, as jy maar net kan erken teenoor die Almagtige met 'n gebroke hart, dat jy die rede is waarom hierdie dinge gebeur. Miskien knou ons mense af met lelike woorde. Ag, hulle het ons te nagekom of ons voel ons het reg, nou knou jy hulle af. Hulle weet nie eens dat jy hulle afknou nie. Jy sê dit nie eens voor hulle nie. Jy sê dit agter hulle rug. Jy sê dit, miskien praat jy van jou lewensmaat agter haar rug of agter sy rug. Miskien praat jy agter 'n familielid se rug van hom of haar, of 'n werkskollega of iemand anders wat jy nie eens van hou nie. Jy praat agter sy rug. Weet jy, elke keer as jy doen, dan draai hy ketting stywer en stywer. Maar as ons sondes bely, en hierdie brief is vir gelowiges geskryf in 1 Johannes hoofstuk 1 vers 9, dis nie vir die sondaar geskryf nie, dis vir die kind van God geskryf wat sonde gepleeg het. Hy sê as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. Hoe kan 'n mens getrou wees om iemand se lelike dinge af te skryf? Hy's getrou want hy het klaar betaal daarvoor om ons die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Hy reinig jou, hy was jou sodat jy skoon is, sonder skuld, sonder sonde. Hy neem my sonde weg. Hy neem my sonde weg. So bly is ek. Hy neem my sonde weg. Die groot vraag nou, liewe vriend, is: het jy onbelyde sonde in jou lewe? Dalk het jy gedink, iemand het jou aangedoen en nou doen jy hom terug in. Nee, wat meneer, gee dit liewer vir God wat regverdig oordeel jou, kom nie die wraak toe nie. Gee dit vir God en jy sal verbaas wees hoe hy die kettinge van jou aan hande afhaal. Het jy onbelyde sonde waarin jy ander te nagekom het? Vriend, dan is jy gebind vandag. Maar kom los, bely. En het jy geweet, jy hoef nie net jou sondes te bly nie, jy kan ook ander mense se foute voor God vra, dat God hulle sal vergewe. Jy kan ook ander mense losmaak, want so sê die Bybel ook daar in 1 Johannes hoofstuk 5. Hy sê daar in 1 Johannes 5, en ek wil ook kyk of ek so toe kan blaai, 1 Johannes 5. Jy sien, 'n mens kan moeilik in die Bybel blaai ook, as 'n mens gebind is. Jy kan moeilik deurbreek. Die woord gaan vir jou moeilik oop as jy gebind is, maar prys die Here, die Bybel blaai so maklik, sy woord gaan vir jou so maklik oop as die kettinge afgehaal is. Hy sê in 1 Johannes 5 vers 16, as iemand sy broer 'n sonde sien doen, want anders daai sonde bind weer jou broer. As iemand sy broer 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid. Nie skinder nie van hom praat nie, want dan bind jy jouself weer 'n keer. Maar daai ou is nou gebind, soos jy kan nie van hom praat nie, jy kan nie van hom skinder nie. As jy hom 'n sonde sien doen, moet jy bid en hy sal daardie broer die lewe gee. 1 Johannes 5 vers 16. Jy kan ook die kettinge verander in sy lewens afhaal. Die Bybel sê as jy iemand jou broer 'n sonde sien doen, wat doen ons nie? Kyk nou wat het daai ou gedoen. Nee, my vriend, dan bind jy jou nog moeiliker en vaster vas. Nee, jy moet vir hom bid, dan maak jy hom ook in die proses los. Weet jy, baie mense wil 'n lifeguard wees, 'n lewensredder wees, 'n persoon wees wat ander se lewens red. Die beste manier om dit te doen is om vir ander te bid en te sê, Here, sal jy hulle vergewe, maar kom, ek is nou by jou en by my, kom ons haal hierdie kettinge af. En ek wil jou begelei in 'n paar woorde. Ek wil jou tog nooi om ons dienste by te woon, waar ons lewendig hier bid en die naam van die Here groot maak. Maar terwyl jy aan daardie kant van 'n media apparaat is, wil ek vir jou begelei in 'n kort gebed. Terwyl jy nie hier in die kerk kan wees saam met ons medegelowiges nie, wat ek in meer intensiteit gaan begelei, wil ek jou ook begelei aan daardie kant van daardie media apparaat. En ek wil vir jou sê, kom ons vra God om ons te vergewe. Kom ons bely elke keer wat ons hart
korta was met iemand wat net goed bedoel het. Ek weet, jy weet nou van wie ek praat, want die Gees van God is getrou, en hy sal vir jou daardie persoon se naam laat opkom, iemand van wie jy geskinder het, iemand van wie jy kwaad gepraat het, dalk weet daardie persoon nie eens daarvan nie, maar in die geeswêreld het jy 'n binding uitgespreek, en dit het jou gebind, jy is vandag gebind, maar prys die Here, die sleutel tot sukses is belei, kan ek jou begelei, ek kan moeilik sê, vat my hand, want jy kan nie, want jou hande is gebind, maar daar waar jy is, sê net Here, o Here, ek erken, ek het my lewensmaat te nagekom, of Here, ek het 'n werknemer te nagekom, of ek het van my werkgewer sleg gepraat, Here, ek is bitter jammer, maar maak seker dat daar 'n hartseer jammerte in jou hart is, sien raak hoe jy jouself ingedoen het, sien raak hoe jy jouself benadeel het deur suksesse, wat jou kant toe moes gekom het, jy het nie verstaan waarom suksesse jou ontneem word nie, jy het nie verstaan, hoekom jy nie suksesvol is nie, hoekom vooruitgang jou nie gegun word nie, dis nie dat dit jou nie gegun word nie, jy's gebind, jy's met kettings gebind, en wil jy nie sê, Here, ek erken, ek het op iemand anders getrap, ek het hom gekeer om vooruit te gaan, ag Here, vergewe my, Kobus Du Plessis, asseblief, waar ek ander is 'n vooruitgang belemmer het, vergewe my, dis so 'n mens bid, sê Here, ek is jammer, en dan sit jy jou naam in, dat ek dit gesê het, ek is bitter jammer, sal jy my vergewe, en terwyl jy dit doen, het jy 'n sleutel, en daardie sleutel gaan daardie slot oopsluit, en daardie sleutel gaan bewerk dat hierdie slot oopgemaak word, omdat jy die sleutel, nou moet ek net die regte sleutel kry hier, omdat jy sleutel in die sleutelgat gaan druk, naamlik die sleutel van belydenis. Hier kom hy mooi, dis nie maklik nie, ek weet dis nie altyd maklik om te herken, en daar draai die sleutel, en die slot is oop, vriende, die slot is af, en soos jy gaan bely, gaan hierdie kettings om jou hande losglip, soos jy gaan sê, Here, ek is jammer dat ek my bediende by die huis, dat ek haar beskuldig het, toe sy nie skuldig was van iets nie, Here, ek is jammer, dat ek my werker sleg met hom gepraat het, ek het hom beledig, tot op die laagste vlak, terwyl hy ook 'n mens is soos ek, dan glip daar die kettings af, die een na die ander, ek is jammer dat ek my skoonpa, skoonma, my ouers, lelik gepraat het, van hulle gelag het, Here, ek het kettings om my hande, ek het nie my ouers geëer nie, dalk nie lelik met hulle gewees nie, maar agteraf, en dit het gemaak, dat daar sekere bindinge op my lewe is, ek is jammer, sal jy my vergewe asseblief, en terwyl jy dit doen, val die kettings af, break every chain, en die kettings is af, prys die Here, ek is vry, Christus maak my vry, eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vriend, dis wat jou te doen staan, gebruik die sleutel, die ketting is oop, die slot is oop, halleluja, die slot is oop, gebruik die sleutel van belydenis. Ek wil volgende keer met jou oor nog 'n sleutel praat. Ek wil jou nooi, as jy in die omgewing is, om ons gemeente te kom besoek, want hier gaan ons die mense nou begelei om vry te kom. Ons gaan vir mekaar bid. Ons gaan in hierdie plek die Here vertrou, en sy Gees gaan in hierdie plek val, maar ek wil jou uitnooi om deel te wees van ons aanbidding, in die naam van die Here groot te maak. Mag die Here jou seën, Vader, ek bid vir elkeen wat nou gebid het, en wat ook gaan bid, dat U deur die Gees aan hulle sal openbaar van die kettings, en dat dit sal afval, as ons sondes bely. God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en van alle ongeregtigheid te reinig. Dankie Here dat U die kettings van my laat afval. Dankie Here dat ek hulle seën wat na hierdie woord kyk en daarna luister, dat U die kettings laat afval in die naam van die Here Jesus Christus. Al die lof, al die eer kom U toe. Dankie dat daar sukses oor hulle losgemaak word, dat sukses oor hulle vaardig word, dat vooruitgang hulle deel is in die naam van die Here Jesus Christus. En ek gee aan U al die eer, al die lof. Dankie vir hoë hoogtes, vir nuwe dimensies van heerlikhede. Ek seën elkeen wat na hierdie woord luister in Jesus naam. Amen.
Amen. Is die woord nie kosbaar nie, onberekenbaar groot. En nou gaan ons met ons woorde versigtiger wees. Prys die Here, halleluja. Prys sy naam, prys sy grote naam, al die eer aan U, al die lof kom U toe. Ek wil jou vra om, as dit in jou hart is, om dit daar te dink, om hierdie gemeente te ondersteun, om hierdie pogings wat ons doen, te ondersteun, en as dit jou begeerte is, ek glo dit is jou begeerte, dan wil ek jou vra om net die woordjie ondersteun, vir my te WhatsApp, stuur net die woordjie ondersteun, dan stuur ek vir jou die detail, die besonderhede van ons gemeente se rekening, en dan kan jy op hierdie manier ook 'n deelgenoot wees aan hierdie pogings van ons, en die naam van die Here daardeur ook verheerlik kan word. Mag die Here jou ryklik seën. Tot volgende keer hoor. I love you all. Bye.